Sedert ons begin het met Genesis, was dit vir my baie maklik om, wanneer ons na die Bybel toe gaan, ek hoef nie 'n merkie in te sit of alles reg te kry voor die tyd nie, maak sommer die Bybel aan die begin oop. Nou begin ons by hoofstuk 21, ons is nou al in hoofstuk 21, en nou moet ek al so 'n bietjie rondblaai aan die begin van die diens, net om my kansel Bybel oop te maak daar. Maar ons gaan vanoggend vers 8 tot vers 21 met u hanteer. Genesis, hoofstuk 21, ons gaan lees vanaf vers 8 tot en met vers 21. Dit is die gedeelte van die wegstuur van Hagar, en ons tema is die twee seuns van Abraham. Die meeste van die Engelse kommentare en die ouens wat hieroor die gedeelte preek sal sê The Tale of Two Sons, want dit sinspeel op 'n tema van 'n baie bekende boek en 'n baie bekende sêding, die twee seuns van Abraham. Dalk sit jy met die Bybel op die skoot. Ek gaan vra dat ons net so sal sit en die harte sal stil maak, oë sal toemaak. Kom ons bid saam en ons vra dat die Here met ons sal praat deur sy woord. O Here, ons wil vanoggend, wanneer ons by die Bybel kom stil staan en gaan luister na 'n voorlees van u woord, wil ons kom erken en bely, u woord is ewig, vas en waar. Die gras verdor, die blom verwelk, maar die woord van die Here bly tot in ewigheid. Ons wil saam met die psalmdigter, wil ons in Psalm 48 sê, soos u naam, o God, so is u roem tot die eindes van die aarde toe. U regterhand is vol geregtigheid. Laat die berg Sion bly wees, laat die dogters van Juda juig oor u oordeele. Gaan rondom Sion, trek daaromheen, tel sy torings, let op die skanse, wandel deur sy paleise, sodat julle dit aan die volgende geslag kan vertel, dat hierdie God, onse God is, vir ewig en altyd. Hy sal ons lei tot die dood toe. Die manier waarop u ons lei, is hoofsaaklik deur u woord. Sal u met ons kom praat. Ons het u nodig in 'n baie uitdagende tyd, en ons is vanoggend hier. Daarom sê ons as 'n gemeente, spreek Here, u dienskneg en u diensmaagd luister. Amen. Kom ons lees Genesis 21, ek lees vir die voor vanaf vers 8. Ons het laas keer gevorder tot by vers 7, ek lees vanaf vers 8 tot 21. En die kind het opgegroei en is gespeen, praat natuurlik van Isak. En Abraham het 'n groot maaltyd berei op die dag toe Isak gespeen is. Toe sien Sara hoe die seun van Hagar, die Egiptiese slavin, wat sy vir Abraham gebaar het, spot. En sy sê aan Abraham, jaag hierdie slavin en haar seun weg, want die seun van hierdie slavin mag nie saam met my seun Isak erwe nie. En die woord was baie verkeerd in die oë van Abraham, vanweë sy seun. Maar God het aan Abraham gesê, laat dit nie verkeerd wees in jou oë, ter wille van die seun en van jou slavin nie. Luister na Sara en alles wat sy van jou verlang, want deur Isak sal daar vir jou 'n nageslag genoem word. Maar ek sal ook die seun van die slavin tot 'n nasie maak, omdat hy jou kind is. Toe is Abraham die môre vroeg op, en hy het brood en 'n sak met water geneem, en dit aan Hagar gegee, deur dit op haar skouer te sit, en ook die kind en haar weggestuur. Sy het toe weggegaan en rondgedwaal in die woestyn van Berseba. En toe die water in die sak op was, het sy die kind onder een van die bosse neergewerp en geloop en op 'n afstand gaan sit, sover as 'n boog kan skiet, want sy het gesê, ek wil die dood van die kind nie aansien nie. En sy het op 'n afstand gaan sit en haar stem verhef en geween. Toe hoor God die stem van die seun, en die engel van God het na Hagar geroep uit die hemel en haar gevra, wat is dit met jou, Hagar? Wees nie bevrees nie, want God het na die stem van die seun geluister op die plek waar hy is. Staan op, tel die seun op en hou hom vas met jou hand, want ek sal hom 'n groot nasie maak.
Daarop het God haar oë geopen en sy sien 'n put. En sy het geloop en die sak vol water gemaak en die seun laat drink. En God was met die seun en hy het opgegroei en in die woestyn gewoon en 'n boogskutter geword. Hy het in die woestyn Paran gewoon en sy moeder het vir hom 'n vrou uit Egipte land geneem. Dis tot daar wat ons saam lees in die onfeilbare woord van die Here. 'n redelike paar verse wat in ons hoofstuk nou gewy word aan hierdie episode. En dit is een van daardie kwessies in die Bybel wat nie regtig 'n noemenswaardige ding is nie, maar wat tog groot implikasies het. So, daar is gebeure wat nie regtig noemenswaardig is nie. In die Bybel en in ons lewe, maar wat baie groot gevolge het. Paulus byvoorbeeld. Paulus kom by, in Handelinge 16, hy was op pad. Die Bybel sê sy hart het gebrand om Klein-Asië toe te gaan. Hy wou die evangelie gaan verkondig in die gebied van Klein-Asië. Maar dan lees jy net die woorde, maar die Heilige Gees het hom verhoed. Hoe dit gewerk het, weet ons nie. Presies wat die detail was, ken ons nie. Maar die Heilige Gees het hom verhoed. En as jy na die groter prentjie kyk, dan sien jy die Heilige Gees weerhou hom van Klein-Asië, want daar is 'n groter plan. En hy kom in Troas, waar hy die Macedoniërs sien, wat sê, kom hieroor en help ons. En hy beland uiteindelik in Filippi, en ons ken die verhaal, hoe daar 'n magtige deur oopgaan. En in daardie gebiede, Macedonië, word die evangelie verkondig, so dit gaan oor die see. Iets wat Paulus nie noodwendig beplan het nie, maar God het dit beplan. So is daar gebeurtenisse wat klein lyk, maar die implikasies is groot. Die effek daarvan is groot. Volgens Paulus is Hagar en Ismael, dit waarvan ons nou vanoggend gelees het, hulle is 'n beeld. Daar's 'n baie belangrike deel in die Nuwe Testament en ons gaan daaroor praat. Vanoggend se boodskap was vir my een van daai moeilikes om struktuur te gee. So jy sal sien, daar's nie hoofpunte nie. Maar ons gaan die boodskap verstaan, die verhaal verstaan, maar dan gaan ons baie kyk na 'n gedeelte waar Paulus heen wys, en hy sê, Hagar en Ismael is 'n beeld, dis 'n allegorie, dis 'n beeld van almal wat gered wil word deur werke, baie belangrike boodskap, en jy gaan sien waarom. Sara en Isak verteenwoordig almal wat gered word uit genade deur die geloof. Ons ken dit, dis hoe regverdigmaking of hoe regverdiging werk, uit genade deur die geloof. Dis Sara en Isak, hulle is die beeld daarvan. Maar Hagar en Ismael, almal wat gered wil word deur hulle werke. Maar ek is nie 'n slegte mens nie, ensovoorts. Daarom sê Paulus in Galasiërs 4, vers 30 en 31, maar wat sê die skrif? Werp die slavin en haar seun uit, want nooit mag die seun van die slavin saam met die seun van die vrye erwe nie. Verwys en julle kom agter, hy praat van ons gedeelte. En dan sê vers 31, daarom, broeders, ons is nie kinders van die slavin nie, maar van die vrye. Ek wil weer sê, ons gaan so 'n bietjie kyk na hierdie gedeelte wat ons vanoggend gelees het, deur die bril van dit wat ons hier sien in Paulus se woorde. Met ander woorde, deur die bril van die Nuwe Testament gaan ons hierna kyk. Vinnig agtergrond. Verlede week het ons gepraat oor die geboorte van Isak. Isak is nou gebore en ons sien progressie in ons verhaal. Ons het in vers 8 gelees en die kind het opgegroei en is gespeen. En Abraham het 'n groot maaltyd berei op die dag toe Isak gespeen is. Nou dit gee vir ons 'n aanduiding van hoeveel tyd het nou verloop. In daardie tyd en daardie kultuur kon dit enigiets van 3 tot 5 jaar wees. So Isak is nou 3, miskien 4, miskien selfs 5 jaar oud. Dit was 'n wêreld waarin kinders baie min die babatyd oorleef het. Dit is vreemd vir ons om so daaraan te dink, maar dit was ander omstandighede. Baie moeilike omstandighede. Geen wonder dat die dag toe Isak gespeen word, was dit 'n hoogtepunt en Abraham sê, ons gaan fees vier. Hy was miskien soos ons boere wat 'n geleentheid soek om te braai, so het hy gesê, ons gaan fees vier, want die kind het sy babatyd oorleef.
Hier's 'n fees ter wille van die belangrike kind. Hierdie seun van hom wat die nageslag gaan verseker. En dan het ons gelees in vers 9, toe sien Sara, dis nou by hierdie fees heel moontlik, toe sien Sara hoe die seun van Hagar, die Egiptiese slavin, wat sy vir Abraham gebaar het, spot. Hierdie vers, hierdie gedeelte, weerkaats eintlik maar dieselfde gesindheid, of die gesindhede moet ons miskien sê, sedert die sondige plan van Sara, onthou jy in Genesis 16, toe sy gedink het, dit gaan nie meer gebeur tussen my en Abraham nie, so miskien moet ons 'n ander plan maak, en sy het vir Hagar gekry, en Hagar het by Abraham ingegaan, en daar is Ismael toe nou verwek. So daar het gesindhede begin, nou op hierdie stadium, toe Isak gebore is, was Ismael 14 jaar oud, so Ismael kan nou enigiets 16, 17, miskien 18 jaar oud wees. En hy spot sy klein halfboetie. Dit openbaar die gesindhede wat daar nog die hele tyd in die huis van Abraham is. Spanning, heel moontlik sy gegriefdheid teenoor hierdie halfboetie van hom, want hy weet, hy gaan nie erf nie, hierdie boetie gaan erf. Hy weet wat lê vir hom voor. Paulus verwys hierna in Galasiërs 4 vers 29, waarin hy sê dat Ismael vir Isak, en hy gebruik die woorde, vervolg het. In ons taal, 'n ding wat baie in die volksmond is, Ismael het vir Isak geboelie. Dit kom daarop neer. So dit bevestig dat Ismael die verbondskind gespot het, geboelie het, of wat hy ook al met hom gedoen het, op 'n lelike manier hier gelag het. Dis wat die Bybel noem, hy het gespot. Hy het op 'n lelike manier vir hom gelag. Sara se optrede bevestig dat Ismael se spottery 'n bedreiging was vir die plan van God vorentoe. Vers 10. Sy sê vir Abraham: "Jaag hierdie slavin en haar seun weg. Die seun van hierdie slavin mag nie saam met my seun Isak erf nie." Nou mag jy dalk dink, maar Sara, jy's mos nou 'n bietjie erg. Sara, is jy nie nou liefdeloos nie? Sara, is jy nie nou dalk onchristelik of onheilig nie? Ek dink van al die kommentare het H.C. Leupold, een van die baie goeie ou gereformeerde kommentare, die saak mooi raak gevat, toe hy gesê het, hy skryf oor die gedeelte en hy sê, "The evil threatening is so grievous and the damage it ultimately would do so alarming that nothing short of expulsion of the Egyptian maid and her son can be deemed an adequate solution." So die bedreiging wat daar bestaan het, wat realisties bestaan het deur Ismael en Hagar, die bedreiging was so erg, dat niks anders sou kon help nie. Hulle moes weggestuur geword het. So ek wil vir u sê, dink jouself in. Oor die afgelope 17 jaar, het daar beslis 'n band ontstaan tussen Abraham en sy seun, Ismael. Dis immer sy eersgeborene. Alhoewel dit nie die kind is waarvan God gepraat het nie, maar dit bly Abraham se kind. In Genesis 17 het hy by God gepleit om Ismael in te sluit in die verbond. God sê nee. Sara was heel moontlik bewus van hierdie geleentheid. En dan lees ons in vers 11, en die woord was baie verkeerd in die oë van Abraham, vanweë sy seun. So Abraham het gedink, Sara, jy's bietjie erg. Sara, hoe kan jy dit van my verwag? Heel moontlik, ek weet nie of hulle daaroor gepraat het nie, die Bybel sê mos nou nie alles wat gesê kan word nie, alhoewel hy alles sê wat nodig is, maar heel moontlik was daar 'n gesprek, en hy het vir Sara gesê, Sara, maar dit was jou plan, en jy moet onthou, dis my kind. Nou wil jy ek moet hom sommer net wegstuur. So al wat die Bybel vir ons sê, hierdie woord was baie verkeerd in die oë van Abraham, die woord van Sara om te sê, stuur hulle weg. Abraham is die hoof van die huis. Abraham is die verbondshoof. En net hy kon Hagar en Ismael wegstuur. Maar ons het gelees hoe God ingryp, né? God gryp in vers 12 lees ons, maar God het aan Abraham gesê, laat dit nie verkeerd wees in jou oë ter wille van die seun en jou slavin nie. Luister na Sara in alles wat sy van jou verlang, want deur Isak sal daar vir jou 'n nageslag genoem word. So God gryp in en hy regverdig eintlik dit wat Sara gesê het. Hoekom?
Want daar was 'n realistiese bedreiging. Daar was 'n saak. En die kind, Ismael, en Sarah, en Hagar, moes weggestuur word. Hulle moes uit die pad geneem word. Nou hier's 'n wenk, terwyl ons so gepraat het van die huweliksseminaar, hier's 'n wenk. Manne, luister na jou vrou wanneer sy Bybelse raad vir jou gee. Luister na jou vrou wanneer sy volgens en in lyn met die woord van God met jou praat. U weet mos, mans luister graag na raad, nie waar nie? Dis mos die mans wat maklik stop en vra vir instruksies as ons iewers verdwaal, voordat ons Google gehad het. Is dit so? Nee, mans luister nie maklik na raad nie. Maar ek wil vir u sê, as jou vrou goeie raad het, luister. Sarah gee Bybelse raad. Hoe weet ons dit? Die manier waarop God ingryp sê, luister na Sarah. Dis goeie raad. Dames, hier is iets vir julle ook. As jou man raad vra, wat mans nie maklik doen nie, maar as jy 'n man het wat vir jou raad vra, wees wys. Sorg dat jy die Bybel ken, gee goeie raad. Hoor wat sê die Here, laat dit nie verkeerd wees in jou oë nie. Die Engelse vertaling sê, be not be displeased because of the boy. Dit bring 'n bietjie 'n ander dimensie in die Engels, want dit beteken, God sê letterlik vir Abraham, moenie hartseer wees oor Ismael nie. Maar ek wil hê jy moet nou saam met my dink oor hierdie saak. God sê vir Abraham, stuur Hagar en Ismael weg en moenie hartseer wees daaroor nie. Moenie dat dit jou pla nie. Hoe kon die Here dit van hom verwag? Het u daaraan gedink toe ons dit gelees het? Hoe kon die Here dit van Abraham verwag? En die antwoord is, omdat God dit beveel het, moes Abraham vertrou om dit ten goeie te laat uitwerk. Hier is die saak. God weet altyd die beste. En ja, somtyds verwag die Here van ons moeilike kwessies. Somtyds stuur die Here ons deur moeilike sake. Maar omdat die Here altyd beter weet, behoort ons op hom te vertrou. Dis hoekom hy van ons goed verwag. En al is dit moeilik, moet ons sê, Here, dis 'n baie moeilike saak vir my, maar u sê dit, ek sal dit doen. Dis wat vertroue doen. Selfs al verstaan Abraham dit nie, moet hy glo dat God beter weet. En net om Abraham te help, sê die Here vir hom in vers 13, maar ek sal ook die seun van die slavin tot 'n nasie maak, omdat hy jou kind is. Want daar's 'n spesiale seën oor Abraham, en hier's Abraham se seun. Al is dit nie die erfgenaam waarvan God gepraat het, of wat God beplan het nie. Dit klink nou baie vreemd, want dit is teologies verkeerd. Dit was 'n plan wat Hagar, of wat Sarah gemaak het. Maar ek sal hom seën, omdat hy jou seun is, omdat hy jou kind is. Kinders van God, kom ons kyk gou waar is 'n toepassing vir ons. Kinders van God beleef dikwels dieselfde kwessie in ons lewe. Nie dat ons mense moet wegstuur wat deel is van ons gesin nie, maar kwessies wat beproewings in ons lewe is, kwessies wat moeilikheid bring in ons lewe, en God verwag, ons moet daardeur gaan. Nou om op God te vertrou kan beteken dat jy persoonlike pyn moet ervaar, somtyds hartseer moet deurgaan, somtyds stryd moet beleef. Om 'n kind van God te wees beteken nie, soos wat sommige dit altyd preek, dit gaan maanskyn en rose altyd wees, alles gaan altyd vlot loop, daar gaan geen teenkanting, geen negativiteit wees nie. Nee, die teendeel is waar. Dikwels is daar kwessies soos hierdie, waar God dinge van ons verwag, wat pyn en hartseer en moeite en verdriet en al hierdie dinge beteken. Dit kan wees, selfs die dood van iemand na aan my. Dood van 'n kind. Ek het in hierdie week met iemand gepraat en gesê, jong, dis nie lekker nie, is nie maklik nie, maar dis darm normaal as jy 'n pa of 'n ma moet begrawe, want ouers word oud en een of ander tyd kom die Here hulle haal. Maar ek kan my nie indink, omdat dit my nog nooit oorgekom het, kan ek my nie indink om 'n kind te moet begrawe nie. Dit moet 'n verskriklike ding wees. Ons word dalk verwerp deur ons gesin as gevolg van standpunte wat ons het, of ons familie. Ons word dalk onregverdig behandel by die werk, of iets wat my beroep verwoes, en wat my lewe heeltemal in 'n ander rigting druk.
Hoe kan die Here verwag ek moet nou nog steeds blymoedig wees en nog steeds blydskap ken, soos wat die Here van ons vir ons beloof? Hoe? Want God weet altyd beter. Abraham se beproewing leer ons 'n paar goed. Ek wil 2 noem. Die eerste ding is, onthou, indien Ismael sou bly, sou daar probleme wees. Ons weet vandag waar Ismael, of wat het van Ismael geword. Maar indien Ismael in die huis sou bly, sou daar probleme wees. Hy besef dit nou nie, maar God weet dit. Ons moet besef dat God se optrede in baie van ons beproewings is dikwels om ons weg te hou, om ons te weerhou van baie erger kwessies. Dis een van die basisdinge om te ken en om te verstaan as jy deur 'n beproewing gaan. Dis heel moontlik God se manier om jou terug te hou van iets baie erger. 'n Premature sterfgeval kan God se manier wees om daai siel te red. Ons sien dit dalk nie, God weet. Hy weet altyd die beste. Ek wil weer terugverwys na die klassieke illustrasie in die Bybel, en dit is na Paulus, as dit kom by hierdie saak. In 2 Korintiërs 12 vers 7 sê Paulus, daarom om te keer dat ek opgeblaas word, en sodat ek nie hoogmoedig mag word nie, is daar vir my 'n doring in die vlees gegee. En hy noem dit 'n engel van die Satan om my met die vuis te slaan. Paulus beskryf sy doring in die vlees as iets wat nie lekker is nie, wat hy graag wil weg, en teenoor hy het 'n paar keer gebid vir die Here om dit weg te vat. Al wat God vir hom gesê het, my genade is vir jou genoeg. Maar let op die woorde, om te keer dat ek nie opgeblaas word nie, is my gegee. So raai wie het dit gegee? God het dit gegee. God het vir Paulus 'n doring in die vlees gegee om te verhoed dat iets baie erger gebeur en iets baie erger vir hom sou wees, dat hy hoogmoedig word. Nog 'n illustrasie wat miskien meer na ons kant toe kom. Miskien is ons in 'n doodloopstraat in ons lewe. Miskien bevind u self in 'n situasie waar jy sê, ek weet nie watter kant toe nie. My planne werk nie uit nie. Niks wat ek probeer is 'n sukses nie. Vir Paulus was dit 'n nuwe hoofstuk. Toe sy planne nie uitwerk nie, was daar 'n nuwe hoofstuk. Was daar 'n nuwe rigting. Hy wou Asië toe gaan. God sê nee, stuur hom in 'n ander rigting. Ek wil vir u sê, wat moet ons hieruit leer? Vertrou op die Here. Hy's altyd goed. Al voel dit nie vir ons so nie. Hy's altyd reg. Al lyk dit nie vir ons so nie. Omdat ons die Here ken. En hoe beter jy hom ken, hoe makliker gaan jy dit aanvaar. Al kan ons nie verstaan nie, vertrou op hom. Dis die eerste les. Tweede ding wat ek wil noem is, ons benodig beproewing. Ons het dit nodig, sodat ons heilig kan leef. Het jy geweet, as die Here geensins beproewing in ons lewe toelaat nie, as die Here ons omheind en alles wat sleg is van ons af weghou, alles wat negatief is van ons af wegban, as die Here dit doen, dan sal dit vir ons onmoontlik wees om ooit heiligheid deelagtig te word, om te groei in heiligheid. Jy sal nie kan nie. Dis deur beproewing dat die Here ons heilig maak. En nou wil ek vir u sê, dis wat aangaan in Abraham se lewe. Dis wat presies wat hier aan die gang is. En dis ook wat ons nodig het. In moeilike tye moet ek vra, Here, hoe gebruik u hierdie ding om my heilig te maak? Here, wat moet ek doen om meer heilig, meer soos Jesus te wees in hierdie situasie? Onthou, ons het al gesê, moenie kyk na die situasie nie. Dit het die Here geskep. Hy skep ons situasies. Maar hoe gebruik u dit om my heiliger te maak? Hoe gebruik u dit om my meer soos Jesus te maak? En dan kom Romeine 8 vers 28 wat ons baie goed ken in my gedagtes. Dit is die heel eerste vers waaraan ons dink in hierdie tye. En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, is nou sy kinders, alles ten goeie meewerk vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Ek is baie bly die Bybel is woordeliks geïnspireer, want hy weet wat ek vir u onderstreep het daar. Dis vir my belangrik, want hy sê nie, ons voel en ons behoort te hoop dat vir hulle wat God liefhet. Hy sê ons weet, dis 'n wete. Want dit voel soms vir my asof God my verlaat het. Dit voel dalk soms asof die Here nie luister na my gebede nie. Dit voel dalk vir my asof die Here kwaad is vir my. Paulus sê ons
weet, alles werk ten goeie mee. Ons moet, soos Abraham, gehoorsaam wees. Dit sal 'n bewys wees dat ons op die Here vertrou. Wanneer dinge swaar gaan, wanneer dinge moeilik gaan, dan moet ek nie my eie kop volg en sê wel, niks werk vir my uit nie, so ek moet nou maar 'n plan sien. Jy weet, ons is boere, ons maak 'n plan. Nee, dan moet jy net soveel te meer in oorvloedige mate gehoorsaamheid beoefen. En sê, Here, wat wil jy moet ek doen? Hoe kan ek U gehoorsaam? Hoe kan ek meer groei in gehoorsaamheid? Paulus, en daarom God, die Bybel, want dit wat Paulus vir ons gegee het, is geïnspireerde woorde. Hy maak 'n groot kwessie van hierdie skynbaar onbeduidende saak, onbelangrike saak. 'n Slavin wat 'n seun het by Abraham wat nou weggestuur moet word. Daar's 'n redelike stuk hieroor. Paulus maak 'n groot saak daarvan. En in die konteks waar Paulus dit hanteer, is Paulus se besorgdheid vir die heil van die gemeente in Galasië. Ek gaan hier nou terugvat na Galasiërs toe. Ons gaan so 'n bietjie kyk net na 'n paar versies in die brief van Paulus aan die gemeente in Galasië. Dit was sy eerste brief. Dit was tussen hakies die eerste Nuwe Testamentiese boek wat geskryf is, kronologies, wat op papierus geskryf is, was die brief van Paulus aan die gemeente in Galasië. Paulus is gegrief, want hy het gekom in Galasiërs en hy het gepreek en hy het vir die gemeente daar geleer, jy word gered deur die geloof uit genade. Dis hoe jy regverdiging deelagtig word. Uit genade deur die geloof. Na hom kom mense wat sê, en dit was die Joodse ouens, wat kom sê het, nee, as jy regverdiging wil hê by God, dan moet jy jou laat besny. So hulle wil werke daarby sit. Jy moet iets doen. Jy moet nog iets doen. Hulle voeg werke daarby. En Paulus is gegrief en hy skryf Galasiërs. Hoor wat sê hy? Hy sê 'n definisie daarvan word gegee in Galasiërs 2 vers 16. Terwyl ons weet dat die mens nie geregverdig word uit die werke van die wet nie, maar alleen deur die geloof in Christus Jesus. En dan later sê hy in dieselfde vers, omdat uit die werke van die wet geen vlees geregverdig sal word nie. Dis Paulus se definisie om te sê, niks wat jy doen, niks wat jy probeer, niks wat jy van jou kant af byvoeg, help, saam met hierdie ander dinge doen, kan jou regverdiging bewerkstellig nie. Dit werk nêrens so nie. Dis 'n fundamentele deel van die evangelie. Jy word gered, jy word regverdig uit genade deur die geloof. Nou brei hy daarop uit. En om sy punt te illustreer, gebruik hy 'n gevalle studie. En raai watter gevalle studie gebruik hy? Ons kom in hoofstuk 3 vers 6, Galasiërs 3 vers 6 en 7. Net soos Abraham in God geglo het, en dit is hom tot geregtigheid gereken. Julle verstaan dan, dat die wat uit die geloof is, hulle is kinders van Abraham. Ons het al baie daaroor gepraat, want dit is 'n klassieke teks om te sê, Vader Abraham het baie seuns het Vader Abraham. Hy's vader van die gelowiges. Hoekom? Want dit is van daai tyd af, van die begin af, van Adam en Eva af, word jy gered deur geloof uit die genade. Genade alleen, geloof alleen, niks werke nie. Nou brei Paulus daarop uit. En hy wil dit baie duidelik maak, want daar is heidense gelowiges in die gemeente in Galasië, wat, hulle wil so graag God behaag. Hulle wil so graag, hulle is met hart en siel in hierdie ding, hulle wil graag die regte ding doen. En vir 'n ou wat die regte ding wil doen, lyk enige iets na die regte ding om te doen. En jy verstaan baie keer goed verkeerd. En as ouens jy verkeerd lei, en jy luister na almal wat goed lyk, en dan kan jy baie maklik dink, maar ek moet iets doen. Hulle was gevang deur hierdie valse leraars. Maar hoor wat sê Paulus, Galasiërs 3 vers 26 en ook vers 29 wil ek lees. Want julle is almal kinders van God deur die geloof in Christus Jesus. Elkeen wat in die Here Jesus glo, is kinders van God. Vers 29.
En as julle aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham en volgens die belofte erfgename. So u vra, wat moet ek doen om regverdig verklaar te word? Glo in die Here Jesus. En u weet wat is geloof? Ken hom, vertrou hom. Dis al. Nee, maar wat moet ek doen? Glo in die Here Jesus. Dis al. Uit genade alleen, geloof alleen. Nou met dit in gedagte gebruik Paulus ons gedeelte en dit help ons eintlik ook om ons gedeelte reg te verstaan. Ek gaan nou vinnig weer Galasiërs 4 vers 21-22. Julle wat onder die wet wil wees, sê vir my, luister julle nie na die wet nie? Want daar is geskrywe dat Abraham 2 seuns gehad het. Een uit die slavin en een uit die vrye. Dis sy gevalle studie om te sê, die een wat hy gehad het uit die slavin, dis die ouens wat gered wil word deur die werke, en die een wat hy gehad het uit Sara, dis die ouens wat gered word deur die geloof. Hy stel 'n allegorie daar, en hy gebruik Ismael, die seun van die slavin, as 'n beeld van werke geregtigheid. So as ek dit prakties moet maak. As jy 'n ou kry en jy vra vir hom, sê vir my, ken jy die Here Jesus? Volg jy die Here? Dien jy die Here? En hy sê, ja, jy weet, ek is darm in die kerk gebore, en ek was vir 20 jaar 'n ouderling, en ek het dit, en hy begin sy geestelike CV vir jou opsê, dan sê jy, ek ken iemand soos jy. Sy naam is Ismael. En as hy vir jou begin vra, moenie te tegnies raak nie, maar jy sê, jy dink jy kan gered word deur werke te doen. Wat jy vertel my van alles wat jy gedoen het. Dis die probleem. Paulus sê in Galasiërs 4 vers 24 en 25. Dit is sinnebeelde. Want die vroue, dis nou Hagar en Sara, staan vir twee verbonde. Een van die berg Sinai afkomstig, wat vir die slawerny kinders baar. Dit is Hagar. Want Hagar staan vir die berg Sinai in Arabië en kom ooreen met die teenswoordige Jerusalem en is met haar kinders saam in slawerny. Nou ek wil net ter verduidelikheid, gaan ek die direkte vertaling vir julle lees, die 2020 direkte vertaling van hierdie vers. Hy gebruik net nuwer woorde, maar hy's baie goed vertaal, gaan meer sin maak. Paulus sê, om dit allegories te stel, net nou het ek vir die gesê, hy gebruik 'n allegorie, die ou vertaling sê sinnebeelde, hy sê om dit allegories te stel, hierdie twee vroue verteenwoordig twee verbonde. Die een wat van die berg Sinai afkom, hy verwys, hoekom nou verwys hy na Sinai? Kan jy onthou wat het op Sinai gebeur? Dis waar die wet gegee is. Maar nou verwys hy na Genesis, want dis die begin van die Torah, dis die begin van die wet. Sinai bring slawe voort. Dit is Hagar. En Hagar staan vir die berg Sinai in Arabië. Sy verteenwoordig die huidige Jerusalem. Die huidige Jerusalem is die ouens wat die Joodse of die Judaërs wat die mense wou dwing om hulle te laat besny. Hulle het gesê, as jy kind van God wil wees, dan moet jy 'n Jood word, nie moet jy laat besny. Hy sê dit verteenwoordig die huidige Jerusalem, omdat sy en haar kinders slawe is. Dis die een helfte van die allegorie. Die ander helfte is Sara. Sy verteenwoordig, ek lees vir die Galasiërs 4 vers 26, maar Jerusalem daarbo is vry. Sien jy, hy wys na Jerusalem, die huidige Jerusalem, dis die Joodse volk wat die Here nie wou sien nie, hulle wou hom nie herken nie, hulle wil nie glo in hom nie. Dis die huidige Jerusalem, maar hy sê Jerusalem daarbo is vry. En dit is die moeder van ons almal. Dis die ware stad van God, die ware kerk, die geestelike gemeente van God. Almal wat waarlik gered is uit genade alleen, deur geloof alleen. So sien jy die teenstelling wat Paulus maak. In teenstelling met die slawerny van Hagar, dis nou die vrug van wettisisme is slawerny, is Sara vry. Hy sê, en sy is ons moeder. Nou hierdie Nuwe Testamentiese allegorie wat ek nou vir u gelees het, help ons om te verstaan waarom Sara wou hê Hagar en haar seun moet weg. Daar's geen plek vir hulle in ons huishouding nie. Dit simboliseer die genade van die evangelie, waar regverdigmaking uit genade alleen is. Daar's geen plek
vir werke nie. Daar's niks plek vir werke nie. Ek het nie 1% of 5% bygedra tot my redding nie. Alles is genade, deur die geloof alleen. Paulus, is belangrik dat ons besef, Paulus kontrasteer nie die Ou Testament met die Nuwe Testament nie, hoor. Ek hoop julle kom dit agter. Die Ou Testament is presies dieselfde evangelie as die Nuwe Testament. Ek het dit vir julle net nou gesê. Van die begin af is mense op dieselfde manier gered. Dis nie 'n ander manier in die Ou Testament nie. Hy kontrasteer die twee maniere waarop mense regverdiging najag. Hoe kan ek regverdig wees? Ek weet ek moet meer kerk toe gaan. Dit gaan jou nie regverdig maak. Ek sal meer moet Bybel lees. Dit gaan jou nie regverdig maak nie. Kyk, dis alles goeie goed. Maar wat maak jou regverdig voor God? Geloof alleen. Uit genade alleen. Ons moet ons vertroue op goeie werke. En luister vriende, ek begin grys genoeg raak dat ek kan begin sê, ek praat nou uit ervaring. Die eerste ding wat jy vir mense vra, sê vir my, hoekom is jy 'n kind van God? Eerste ding wat hulle gee is, wel ek het. En nou kan jy enigiets daarin voeg. Ek het dit, of ek is dit, of ek, dis werke. Dis alles wat jy doen. Dis altyd die bekendste, dis die belangrikste, dis die default position, verskoon die Grieks. Maar dis waar jy in die mens gaan, wanneer jy sê, hoe kan ek regverdig word? Ek moet iets doen. En dis verkeerd. Dit bring slawerny. Isak was vry. Paulus het so gesê. Isak was vry. Hoekom? Want sy voorregte, sy aanvaarding in die huis van Abraham, daarom in die huis van God, was vasgestel deur die beloftes van God. Niks wat hy gedoen het nie. Wat moes Isak doen om homself te bewys? Wat moes Isak doen om aanvaar te word? Niks. Hy was daar. Daar's 'n jonger teoloog, sy naam is Philip Ryken. Ek dink sy gevolgtrekking was die beste, maar ek wil dit vir u lees. Hy sê, you see, in the eyes of God, everyone is either an Ishmael or an Isaac. Maak dit vir julle sin op hierdie stadium? Jy's of iemand wat sê ek is regverdig deur dit wat ek gedoen het, of jy's iemand wat sê ek is regverdig deur genade van God, Jesus alleen. One son was born by proxy, the other by promise. One came by works, the other came by faith. One was a slave, the other was free. En nou hierdie belangrike woorde. Thus, Ishmael and Isaac represent two entirely different approaches to religion. Law against grace. Flesh against spirit. Self-reliance against divine dependence. Daarom stem ek saam met die meeste goeie evangeliese predikers vandag wat sê, jy kan die hele wêreld en daarom al die godsdienste van die wêreld, dit maak nie saak in watter isme jy is, Mohammedanisme, Boeddhisme, Rooms-Katolicisme, dit maak nie saak watter godsdienst nie. Bring hom vir my en ek sal vir jou sê, hy val in een van hierdie twee kategorieë. Of dit is iets wat die mens doen, of dis iets wat Jesus gedoen het. Dis net daai twee. Dis of werke, of dis geloof. Dis die twee faksies waarin almal verdeel word. En u en ek, luister mooi wat ek vir u vanoggend sê, dis waarom ons daaroor praat. Hierdie gehoor kan vanoggend verdeel word in twee groepe. Hier is mense wat sê, ek is gered uit genade alleen, deur geloof in Jesus. As jy dit ken, as jy dit vir jouself toevertrou het, dan is jy 'n kind van God. Niks wat jy doen nie. Maar as jy nog vanoggend hier sit en jy sê, want ek, en nou noem jy kan nou gooi sommer mooi goeders daarby in, soos die doop of die, jy weet, daar's baie godsdienstige rituele wat mense sê, maar ek is gekatiseer, en daai en hierdie dominee gaan vra hom, niks wat jy doen, kan jou regverdig maak. Jy gooi jouself outomaties in die kant van Ishmael, werke godsdienst. En dit bring ons by die gevolgtrekking. Die feit dat ons die Here gehoorsaam, en onthou ons lees soms die wet en die geloofsbelijdenis, ek wens ons baie meer tyd gehad om dit elke Sondag te doen, maar dan raak dit ook 'n dooie ding, né? Hoekom moet ons die wet hoor? Want ons moet gehoorsaam wees aan God se wette. Hoekom? Is hierdie gehoorsaamheid die rede waarom ons regverdig is?
Ek is 'n kind van God, want ek dien nie ander gode nie, en ek gebruik nie die naam van die Here uitelik nie, en ek, doen al hierdie regte ding. Is ek 'n kind van God, want ek doen dit? Of doen ek hierdie goed, en ek wil dit doen, omdat ek geregverdig is, omdat ek 'n kind van God is? Sien nie die verskil? Wettisisme staan teenoor genade. Wettisisme bind, wettisisme vermoei, wettisisme besteel mense. En weet jy wat is die konteks? Wettisisme is net nooit bestendig uitvoerbaar nie. Jy brand jou vingers altyd met die wet. Hoekom? Want die wet gaan jou platslaan. Jy kan nie die wet gehoorsaam nie. Maar dis ook nie rede om te sê, wel, gooi ons dit nou oorboord. Niemand kan dit in elk geval doen nie. Genade aan die ander kant bevry. Genade genees. Genade beloon. Dit maak dat jy net met 'n ander vry gemoed die Here dien en jou lewe tot sy eer toewy aan hom. Is dit maklik? Nee, maar dis genade, daarom bring dit blydskap en vryheid in diens van die Here. So vinnig terug na ons verhaal. Abraham het Hagar toe weggestuur. Vers 14. Toe is Abraham die môre vroeg op. Is vir my mooi. God het heel moontlik in 'n droom met Abraham gepraat, want dit klink of dit in die nag gebeur het. En nou kom vers 14 wat sê vroeg die môre. Sien jy sy gehoorsaamheid? Toe is Abraham die môre vroeg op. En hy het brood en 'n sak met water geneem en dit aan Hagar gegee deur dit op haar skouer te sit en ook die kind en haar weggestuur. So toe God vir Abraham sê, moenie ongelukkig wees hieroor nie. Moenie hartseer wees hieroor nie, maar luister na Sara, die kind en Hagar moet gaan. Vroeg volgende oggend. Toe sê hy goed. God gee genade. Vers 14b. Sy het weggegaan en rondgedwaal in die woestyn van Berseba. Nou die brood en die sak water, ek gaan nie baie uitbrei daarop nie, maar die punt wat gemaak word, want al die detail is belangrik. Abraham het nie gedink sy gaan ver gaan nie. Ek dink sy plan was, sy moet net op die buitewyke bly. Trek, maar nie te ver nie. Bly naby. Sy het toe gegaan na die woestyn. Berseba is in die rigting van Egipte. Onthou, sy is Egiptiese slavin. Maar dan lees ons, sy het toe weggegaan, vers 14b, sy het toe weggegaan en rondgedwaal in die woestyn van Berseba. En dan sien jy 'n baie hartseer, maar 'n baie realistiese beeld in vers 15 en 16. Toe die water in die sak op was, hulle is in 'n woestyn, het sy die kind onder een van die bosse neergewerp. Nou baie van die kritiese ouens sê, jy weet, as dit 'n tiener, hy was in sy laat tienerjare, hoekom is hy nie sterker as sy ma, Hagar nie? Hagar was nog 'n jong vrou, maar dis nou, ons weet tieners het nie uithou vermoë nie. Hulle is onoordeelkundig. Hulle kan nie vasbyt nie, hulle moet nog geleer word om vas te byt. Hulle doen dom goed. Heel moontlik het hy op skiep gespeel op die duine. Ek weet nie, hy het homself onnodig moeg gemaak en die water het opgeraak en sy krag is verby. En Hagar sê, ek wil dit nie sien nie. Vers 16. Sy het geloop so ver, op 'n afstand gaan sit, so ver as 'n boog kan skiet. Want sy het gesê, ek wil die dood van die kind nie aansien nie. Dis 'n baie hartroerende, is 'n hartseer prentjie, né? Dink vir jouself. Sy het op 'n afstand gaan sit en haar stem verhef en geween. Wat 'n rol speel, woestyn is hitte, uitputting, afstand, daar's nie water nie, alles was net te veel. Sy is oorweldig met hierdie verwerping wat sy nou ervaar. So, hulle was nou weggestuur deur Abraham. Maar wat mooi is, hulle kon nooit buite die sig of buite die bereik van die God van Abraham gaan nie. Vers 17. Toe hoor God die stem van die seun. En die engel van God het haar na Hagar geroep uit die hemel en haar gevra, wat is dit met jou, Hagar? Wees nie bevrees nie, want God het na die stem van die seun geluister op die plek waar hy is. Nou ek wil iets interessant vir u sê. Het u opgelet? Hagar wys haar eie ongeloof. Het jy dit opgemerk? Geen intensie om te bid nie. Geen intensie. Dit het glad nie by haar opgekom om na God te roep. Hierdie God wat almal van gepraat het in die huishouding van Abraham. Daar was geen geloof sigbaar nie. Klompie jare gelede, toe Ismael gebore is, onthou jy, God het sy naam gegee. God het vir haar gesê, ons het nog gepreek oor die God wat hoor, want dis wat dit beteken, God hoor, God onthou. Sy het dit vergeet.
Sy wil hierdie God nie dien nie. Sy wil hierdie God nie ken nie. Vers 18 en 19. God sê vir haar, staan op, tel die seun op en hou hom vas met jou hand, want ek sal hom 'n groot nasie maak. Daarop het God haar oë geopen en sy sien 'n put. En sy het geloop en die sak vol water gemaak en die seun laat drink. Hoe is dit moontlik dat sy nie die put kon sien nie, sal u vra? Hoe is dit moontlik dat sy nie 'n put sien wat daar is nie? Nou die Bybelse antwoord is, en dis 'n baie realistiese antwoord, putte was weggesteek in daai tyd. Hulle het dit verbloem, toegemaak, dat mense dit nie kon misbruik maak of toegooi of wat ook al nie, so hulle het dit weggesteek. Sy het die put nie gesien nie, maar God het haar oë geopen. Die hele gedeelte is eintlik so geskryf om te wys dat diegene wat geregverdig wil word deur werke, mense wat sê, ek wil 'n kind van God word, so ek gaan, en dan wil jy iets doen, daardie tipe mens vergaan nie, omdat daar nie water is nie, omdat die evangelie nie daar is nie. Hulle vergaan, omdat hulle nie die hulp sien, wat God vir hulle bied nie. Ek vra partykeer, ek kan dit, voor ek die teologie verstaan het ek gedink, hoe is dit moontlik, dat 'n ou in so diens kan sit, en hierdie evangelie hoor, en hy stap daar uit, ongered, en hy het geen benul, wat die Here vir hom gesê het, laat hy nie kon hoor, gaan my verstand te bowe. Hoe gebeur dit? Dit is presies dieselfde as wat Hagar nie die put kon sien. Daar is 'n bron van lewe, reg langs haar, sy kan dit nie sien nie. Dis hartseer, né? Daar is 'n bron van die evangelie, dikwels naby aan mense, en hulle kan dit net nie sien nie. My liewe vriende, ek wil vir u vanoggend sê, as jy nie waarlik 'n kind van God is nie, is dit nie omdat daar nie genade is nie. Is dit nie omdat daar nie 'n evangelie is nie. Die evangelie is naby aan jou. Naby aan jou. Bid dat die Here jou oë sal oopmaak. Die geskenk wat God vir haar gee, is om haar oë oop te maak, en ons het dieselfde behoefte. Bid dat die Here jou oë sal oopmaak, dat jy kan sien. Dat jy sal sien, die Here Jesus is daar. Dat jy sal sien, hoe lyk jou sonde. Want dis wat ons nodig het. En ons gedeelte eindig met inligting oor Ismael se toekoms. Vers 20 en 21. En God was met die seun. En hy het opgegroei en in die woestyn gewoon, en 'n boogskutter geword. En hy het in die woestyn Paran gewoon, en sy moeder het vir hom 'n vrou uit Egipte land geneem. Weereens, wêrelds, hy het 'n goeie lewe. Hy word 'n boogskutter, hy was 'n vername ou vir sy tyd, hy word regtig, volgens God se belofte word hy 'n vername leier, maar, het jy gesien, niks geesteliks word genoem nie. Niks geesteliks nie. Niks omtrent 'n verhouding met God nie. In 'n wêreldse opinie, hy het 'n goeie lewe. Uit 'n geloofsperspektief. Moenie vir my vertel wat jy swat en wat jy doen en hoeveel geld jy gemaak het en wat jy, sê vir my, dien jy die Here? Sal wat saak maak. As ek by mense kom en ek vra, hoe gaan met jou kinders? En hulle sê vir my, die Here is vir ons goed, my kinders dien die Here. Dan is daar in my hart 'n blydskap, 'n loflied, want dis al wat saak maak. Dis al wat saak maak, né? Dien my kinders die Here. Hier's niks daarvan nie. Niks daarvan nie. Hy het 'n vrou gekry in Egipte, afgoddienende Egipte land. Wel, Hagar kom daarvandaan, so sy het vir hom teen 'n goeie vrou gekry in Egipte land. Goeie vrou, goeie werk, goeie sukses, goeie lewe. Maar niks geestelik nie. Opvallend afwesig, geen geregtigheid, geen vrede, vreugde, saligheid, word nie eens genoem nie. Geen ewige lewe nie. Het u opgelet? Nou gaan ek 'n beroep doen op die onderskeidingskandidate. Ek wonder wie van u was baie fyn en het dalk raak gesien. Toe God van Ismael gepraat het hy nie een keer sy naam genoem nie. Het jy dit opgemerk? Hy het hom sy naam gegee. Maar in ons hoofstuk, ek lees vir die vinnig, vers 12 en 13, die seun, terwille van die seun, vers 13, die seun, vers 17, die seun, toe hoor die stem, God die stem van die seun, ook vers 17, die seun, vers 18, staan op, tel die seun op, hy noem nie sy naam nie, hoekom nie? Want daar is nie 'n verhouding nie, daar is geen verhouding nie. Ismael en Hagar wou die Here nie ken nie, wou die Here nie dien nie, hulle staan vir werke godsdiens. Dus hy bly die seun van die slavin. Dis nie omdat God onregverdig is nie.
Dis die realiteit. Dis bloot die realiteit. Hoe hartseer dit ook al mag wees. Hoe naby was hulle nie aan saligheid nie. Hoe naby was hulle nie aan die woord nie. Hulle wou nie. Dis elkeen se situasie wat op werke vertrou. Dis elkeen se situasie wat, en nou wil ek dit baie prakties maak, miskien kerk toe gaan, selfs op die kerkraad dien, miskien selfs predikante. Ek glo daar's predikante, pastore, geestelike leiers, want dit was so in Jesus se tyd, wat baie godsdiens het. En as jy vir hom moet vra, hoor jy, ken jy die Here? En dan sal hy vir jou vertel van hoe hy, wat doen hy vir die kerk, en hoe hy homself afsloof, en hy hou alles wat reg en goed en mooi is, en wat die Bybel sê, alles werke, alles werke. Nou jy het ook, ek hoop agtergekom, ek het nêrens gesê werke is verkeerd nie, ek het net gesê, dit kom na die tyd. Jy doen nie werke om gered te word nie, jy word gered, en dan sê, nou wil ek die Here dien, nou wil ek werke doen, nou wil ek hom gehoorsaam. Maar hier is geen verhouding nie, geen naam nie, geen verhouding met God nie. Paulus, weer terug net, en ek sluit af, Galasiërs 4 vers 30 sê, maar wat sê die skrif? Werp die slavin en haar seun uit, want nooit mag die seun van die slavin saam met die seun van die vrye erf nie. Vir die wat egter glo in die Here Jesus, is die woorde van Galasiërs 4 vers 28 waar. Maar ons broeders is soos Isak, kinders van die belofte. Kan ek vir u vra, as ek vanoggend oortuigend was, en ek hoop ek was duidelik, die wêreldse mensdom word in 2 kategorieë gedeel. Mense wat gered is uit geloof, en die wat op een of ander manier nog soek daarna, of probeer met werke. Dis die 2. Kan ek vir u vra, hoe lyk jou godsdiens? Hoe lyk jou lewe? Moenie in die strik trap, soos die Galasiërs amper in die strik getrap het, om te sê, ek moet dit doen, ek moet dat doen, ek moet sis, ek moet sodat ek gered kan word nie, sodat ek gered, dis nie hoe dit werk nie. Regverdigmaking is uit genade alleen, deur geloof alleen. Daarna egter kom 'n lewe van, nou dien ek die Here. Hoekom? Want hy was so goed vir my. Paulus is hier vir ons 'n goeie voorbeeld, né? Kan ek vir u sê wie was Paulus in ons dag? Paulus sou 'n jong, suksesvolle predikant gewees het, wat die wêreld aan sy voete gehad het met 'n suksesvolle teologiese bediening. Hy skryf egter in Filippense 3 vers 7 tot 9 die volgende woorde, en ek wil jy moet baie mooi verstaan. Hy sê, maar alles wat vir my wins was, reken ek nou, en ek lees dit vir u weer eens uit die direkte vertaling, want dit is net makliker om te verstaan. Presies, baie goed vertaal, maar is makliker om te begryp. Maar alles wat vir my wins was, reken ek nou as 'n verlies, ter wille van Christus. Inderdaad, reken ek alles as verlies, ter wille van die uitnemendheid daarvan om Christus Jesus, my Here, te ken. Ter wille van hom, het alles vir my 'n verlies geword, en ek beskou dit as vullis, sodat ek Christus as wins kan verkry, en in hom bevind kan word, nie met my eie geregtigheid, wat op grond van die wet nie, maar met die geregtigheid deur geloof in Christus, die regverdiging wat van God kom, deur die geloof. Sien nie hoe mooi val dit alles mooi in plek. Hy sê, luister, die ouens wou my moderator maak, die ouens wou my ereposisie gee op die rol van die fariseërs. Hy was 'n fariseer. Hy was so ernstig en so ywerig oor sy godsdienst, hy het mense vervolg wat hy gedink het dwaal. Hy sê, ek draai my rug op die goed, dis vir my niks. Dit beteken vir my niks. Wat mense van my sê, dra geen waarde nie. Net solank ek hom kan ken. Solank ek Jesus kan my Vader noem, is dit vir my genoeg. Moenie dink, u kan gered word deur iets te wees of iets te doen nie. Glo in die Here Jesus. Vertrou op hom. Bring jou sonde las na hom toe. Sê vir hom, Here, as u my nie help nie, is dit u kabot. En dien hom dan as gevolg van die werk wat hy vir jou doen. Dis geloof.
mag die Here ons help. Amen. Kom ons bid saam. Here, u woord is 'n swaard wat sny. U woord is daardie waarheid wat so diep in ons hart ingesteek kan word, dat ons soms wil weghardloop, want ons besef, hier het ons met 'n God te doen wat alles van my weet. En ons wil vanoggend kom pleit dat u vir ons hierdie dinge duidelik sal maak, sodat ons nie as slawe 'n wettiese, mensgemaakte, tradisionele godsdienst sal nastreef en sal dink ons kan mense imponeer daarmee en so gered word nie. Maar dat ons sal verstaan wat is geloof in die Here Jesus. Dat ons sal verstaan wat beteken versoening. Wat beteken dit dat Jesus in my plek die vloek geword het aan die kruis. En hoe ek daarvan vry, van my sonde vry kan kom. Slegs deur geloof in hom. Ek wil bid vir genade, Here, as u nie ons oë oopmaak nie, is dit alles te vergeefs. Daarom pleit ons dat die lig van u woord in ons harte sal skyn. En as daar mense is wat onseker is hieroor, dat ons moeite sal doen en sal soek, sal bid. En ons het gesien, baie mooi, hoe u hoor wanneer daar geroep word. Hoor die gebed van 'n sondaar vanoggend. As iemand na u toe kom en sê, Here, help my, sal u genade gee, soos wat u beloof het. Ons dank u vir u trou. Ons dank u vir u barmhartigheid. Amen.